Dankie julle, ons gaan aan met hoofstuk 21 van Exodus. Wette oor die vryheid en die lewe van die naaste. En dit is die verordeninge wat jy hulle moet voorhou. As jy 'n Hebreëse slaaf koop, moet hy 6 jaar lank dien, maar in die 7de moet hy as 'n vryman verniet weggaan. As hy alleen kom, moet hy alleen vrygelaat word. As hy getroud is, moet sy vrou saam met hom vrygelaat word. As sy heer aan hom 'n vrou gee en sy vir hom seuns en dogters baar, moet die vrou met haar kinders haar heer se eiendom wees, terwyl hy alleen vrygelaat word. Maar as die slaaf reguit sê, ek het my heer, my vrou en my kinders lief, ek wil nie as 'n vryman weggaan nie, dan moet sy heer hom na die owerhede bring en hom by die deur van of op die deurpos bring, en sy heer moet sy oor met 'n els deurboor. Daarna moet hy hom vir altyd dien. En as iemand sy dogter as slavin verkoop, mag sy nie soos 'n slawe weggaan nie. As sy haar heer nie beval nie wat haar vir homself bestem het, moet hy haar laat loskoop. Hy is nie geregtig om haar aan 'n vreemde volk te verkoop nie, omdat hy troueloos met haar gehandel het. Maar as hy haar vir sy seun bestem, moet hy met haar handel volgens die reg van die dogters. As hy vir hom 'n ander een neem, mag hy haar voedsel, haar klere en haar huweliksgemeenskap nie verminder nie. En as hy hierdie 3 dinge nie vir haar doen nie, kan sy verniet weggaan sonder geld. Hy wat 'n mens slaan, dat hy sterwe, moet sekerlik gedood word. Maar as hy dit daar nie op toegelê het nie, maar God dit sy hand laat ontmoet het, en dan sal ek jou plek aanwys waarheen hy kan vlug. Maar as iemand moetswillig teen sy naaste handel, om hom met 'n lus dood te maak, moet jy van my altaar af weggaan om te sterwe. En hy wat sy vader of sy moeder slaan, moet sekerlik gedood word. En as hy wat 'n mens steel en hom verkoop, of as hy in sy besit gevind word, die moet sekerlik gedood word. En hy wat sy vader of sy moeder vloek, moet sekerlik gedood word. En as manne twis en die ander slaan met 'n klip of met die vuis, sodat hy nie sterwe nie, maar bedlêend word, as hy weer opstaan en buite met sy stok rondloop, moet hy wat geslaan het ongestraf bly. Net sy tydverlies moet hy vergoed en sorg dat hy heeltemal gesond word. En as iemand sy slaaf of slavin met 'n stok slaan, dat die onder sy hand sterwe, moet dit sekerlik gewreek word. Maar as hy na 1 of 2 dae nog lewe, moet dit nie gewreek word nie, want hy is sy eiendom. En as manne met mekaar veg en 'n swanger vrou so stamp dat haar vrug afgaan, maar daar geen ander letsel is nie, moet hy sekerlik 'n boete betaal, soos die man van die vrou hom op dit lê, en hy moet dit deur die skeieregters gee. Maar is daar 'n letsel, dan moet jy gee lewe vir lewe, oog vir oog, tand vir tand, hand vir hand, voet vir voet. Brandplek vir brandplek, wond vir wond, kwesplek vir kwesplek. En as iemand sy slaaf of sy slavin op die oog slaan en hy dit beskadig, moet hy hom vrylaat weggaan vir sy oog. En as 'n tand van sy slaaf of die tand van sy slavin uitslaan, moet hy hom vrylaat weggaan vir sy tand. En as 'n bees 'n man of 'n vrou stoot sodat hy sterwe, moet die bees sekerlik gestenig word, en sy vleis mag nie geëet word nie, maar die baas van die bees sal ongestraf bly. Maar as die bees tevore al stoterig gewees het en sy baas gewaarsku was, maar dit nie opgepas het nie, en dit 'n man of 'n vrou doodmaak, moet die bees gestenig word
en sy baas moet ook gedood word. As aan hom losgeld opgelê word, moet hy vir die lossing van sy lewe alles gee wat hom opgelê word. Of dit 'n seun gestoot het of 'n dogter, volgens hierdie reg moet met hom gehandel word. As die bees 'n slavin of 'n slavin stoot, moet hy aan hulle heer 30 sikkel silwer gee en die bees moet gestenig word. En as iemand 'n put oopmaak of as iemand 'n put grawe en dit nie toemaak nie en 'n bees of 'n esel val daarin, moet die eienaar van die put vergoeding gee. Hy moet aan die eienaar van die dier geld gee, maar die dooie dier moet syne wees. En as iemand se bees die bees van 'n ander stoot sodat dit sterwe, moet hulle die lewendige bees verkoop en die geld daarvan verdeel en die dooie een moet hulle ook verdeel. Of as dit bekend was dat die bees tevore stooterig gewees het en sy baas dit nie opgepas het nie, moet hy ten volle die bees vir bees vergoed, maar die dooie een moet syne wees. Hoofstuk 22. Wette oor die eiendom van die naaste. As iemand 'n bees of 'n stuk kleinvee steel en dit slag of verkoop, moet hy 5 beeste vir die bees vergoed en 4 stuks kleinvee vir die stuks kleinvee. As die dief betrap word terwyl hy inbreek en hy word geslaan sodat hy sterwe, sal daardeur geen bloedskuld ontstaan nie. As die son oor hom opgegaan het, ontstaan daardeur bloedskuld. Hy moet ten volle vergoeding gee. As hy niks het nie, moet hy vir die diefstal verkoop word. As die gesteelde goed, of dit 'n bees, 'n esel of 'n stuk kleinvee is, nog lewendig is in sy besit, gevind word, moet hy dubbel vergoeding gee. As iemand 'n stuk veld, wingerd laat afwy en sy vee vry laat loop, sodat dit in die veld van ander wy, moet hy van die beeste van sy veld en die beeste van sy wingerd as vergoeding gee. As 'n vuur uitbreek en die dorings vat sodat dit die miet of die ongesnyde graan of die veld verteer word, moet hy wat die vuur aan die brand gesteek word, ten volle vergoeding gee. As iemand aan sy naaste geld of goed in bewaring gee en dit word uit die man se huis gesteel, moet die dief as hy uitgevind word, dubbel vergoeding gee. As die dief nie uitgevind word nie, moet die eienaar van die huis na die owerhede gaan om te beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie. By alle sake om ontvreemding, of dit gaan oor 'n bees of 'n esel, oor kleinvee, oor klere, of oor enigiets wat verloor is, waarvan iemand sê, dit is myne, moet die saak van albei voor die owerhede kom, en die een wat die owerhede beskuldig, of die owerhede skuldig verklaar, moet aan sy naaste dubbel vergoeding gee. As iemand aan sy naaste 'n esel, of bees, of stuk kleinvee, of enige dier gee, om op te pas en dit gaan dood en kry 'n ongeluk of word weggevoer sonder dat iemand dit sien, dan moet die eed by die Hemelse Vader tussen hulle twee beslis of hy nie sy hand na sy naaste se goed uitgesteek het nie, en die eienaar moet daarmee tevrede wees en die ander hoef geen vergoeding te gee nie, maar as dit van hom weggesteel is, moet hy aan die eienaar vergoeding gee. As dit verskeur is, moet hy dit as bewys bring wat verskeur is, hoef hy nie te vergoed nie. En as iemand dan sy naaste iets te leen vra en dit kry ongeluk of gaan dood terwyl die eienaar daar nie by is nie, moet hy ten volle vergoeding gee. As die eienaar daarby gewees het, hoef hy geen vergoeding te gee nie. As dit gehuur was, kom die huurgeld daarvoor. As iemand 'n jong meisie wat nie verloof is nie, verlei en met haar gemeenskap het, moet hy vir haar 'n volle huweliksprys as sy vrou koop. Ons het dit al voorheen, het ek daaraan geraak. Dit is omgang is so goed as trou. As haar vader beslis weier om haar aan hom te gee, moet hy geld gee volgens die huweliksprys vir 'n jong meisie. Die towerheks mag jy nie laat lewe nie. Elkeen wat met 'n dier gemeenskap het, moet sekerlik gedood word.
Hy wat aan gode offer, behalwe aan die hemelse Vader alleen, moet met die banvloek getref word. Jy mag ook die vreemdeling nie kwel of hom verdruk nie, want julle was vreemdelinge in Egipte land. Julle mag geen weduwee of wees verdruk nie. As julle op enige manier verdruk, waarlik, dan sal ek, as jy hulle na my roep, hulle geroep sekerlik hoor. En my troon sal ontvlam, en ek sal julle met die swaard ombring, sodat julle vroue weduwees en julle kinders weeses word. As jy aan my volk, aan die arme by jou, geld leen, mag jy vir hom nie soos 'n skuldeiser wees nie. Julle mag hom geen rente oplê nie. As jy ooit jou naaste se gewaad as pand neem, moet jy hom dit teruggee voor die son ondergaan, want dit is sy enigste bedekking. Dit is sy bekleding van sy vel. Waarom moet hy anders slaap? As hy na my roep, sal ek hoor, want ek is genadig. Jy mag jou God nie vloek nie, en 'n owerste onder jou volk mag jy nie verwens nie. Die offer uit jou volle opbrengs en jou parskyp mag jy nie terughou nie. Die eerstgeborene van jou seuns moet jy aan my gee. Jy moet dieselfde doen met jou beeste en jou kleinvee. 7 dae moet dit by sy moeder wees, en op die 8ste dag moet jy dit aan my gee, en jy moet vir my heilige mense wees. Daarom mag julle nie vleis eet wat in die veld verskeur is nie, julle moet dit vir die honde gooi. Hoofstuk 23. Verskillende ander wette. Jy mag geen valse gerugte rondstrooi nie, verbind jou nie met skuldige om 'n kwaadwillige getuie te wees nie. Jy mag met die meerderheid nie volg in verkeerde dinge nie, en jy mag in jou regsaak geen getuienis aflê agter die meerderheid aan om die reg te verdraai nie. Ook mag jy die geringe nie voortrek in sy regsaak nie. As jy jou vyand se bees of esel teekom wat rondwaal, moet jy dit sekerlik vir hom terugbring. As jy jou vyand se esel onder sy pak sien lê, moet jy dit nie onverskillig aan hom oorlaat nie, jy moet hom dit sekerlik saam met hom aflaai. Jy mag die reg van arm mense in hulle regsaake nie verdraai nie. Hou jou ver van valse sake af, en moenie die onskuldige en die wat reg het, ombring nie. Want ek sal die skuldige nie regverdig verklaar nie. Ook mag jy geen omkoopgeskenke aanneem nie, want die geskenke maak die siendes blind en verdraai die sake van die regverdiges. Jy mag die vreemdelinge ook nie verdruk nie, want julle ken selfs die gemoed van die vreemdeling, omdat julle vreemdelinge in Egipte land was. En 6 jaar lank moet jy jou land besaai en die opbrengs daarvan insamel. Maar in die 7de moet jy dit ongebreek en braak laat lê, dat die arm mense van jou volk kan eet, en wat hulle laat oorbly, kan die diere van die veld opeet. So moet jy doen met jou wingerd en jou olyfbome. 6 dae moet jy jou werk verrig, maar op die 7de dag moet jy rus, en dat jou os en jou esel kan uitrus, en die seun van jou slaaf vind, en die vreemdeling kan asem skep. En in alles wat ek julle gesê het, moet julle heel ag neem. Die naam en die ander gode mag julle nie vermeld nie. Dit mag uit jou mond nie gehoor word nie. 3 maal in 3 jaar moet jy vir my 'n fees hou. Die fees van die ongesuurde brode moet jy hou. 7 dae lank moet jy ongesuurde brode eet, soos ek jou beveel het, op die bepaalde tyd in die maand van Abib, want daarin het jy uit Egipte uitgetrek, maar hulle mag nie met leë hande voor my aangesig verskyn nie. Verder, die fees van die oes, van die eerstelinge van jou werk, van wat jy op die land gesaai het,
ook die einde van die jaar as jy jou werk uit die land insamel. 3 maal in die jaar moet jy al jou manspersone voor die aangesig van die Hemelse Vader laat verskyn. Jy mag die bloed van my offer nie saam met gesuurde brode offer nie. Ook mag die vet van my feesoffer nie tot môre toe oorbly nie. Die beste van die eerstelinge van jou grond moet jy in die huis van jou Hemelse Vader, jou God, jy mag die bokkie nie kook nie in sy moeder se melk nie. Kyk, ek stuur 'n engel voor jou uit, om jou op die pad te bewaar, en om jou na die plek te bring, wat ek gereed gemaak het. Neem jou in ag vir hom, en luister na sy stem. Wees nie wederstrewig teen hom nie, want hy sal julle oortredinge nie vergewe nie, want my naam is in hom. Maar as jy terdee na sy stem luister, en alles doen wat ek sal sê, sal ek die vyand van jou vyande en die teestander van jou teestanders wees. Want my engel sal voor jou uitgaan en jou bring na die Amorite, die Hetite, die Feresiete, die Kanaaniete, Hewite en Jebusiete, en ek sal hulle vernietig. Jy mag jou nie voor hulle gode nie neerbuig en hulle nie dien nie. Ook mag jy nie doen na hulle werke nie, maar jy moet hulle heeltemal afbreek en hulle klippilare kort en klein slaan. En julle moet die Hemelse Vader, julle God dien, dan sal hy jou brood en jou water seën, en ek sal siektes uit jou midde verwyder. Daar sal geen misdragtige of onvrugbaarheid in jou land wees nie. Ek sal die getal van jou dae volmaak. Ek sal die skrik voor jou oë uitstuur, en elke volk waarby jy kom, in verwarring bring, en ek sal al jou vyande voor jou laat vlug. Ook sal ek perdebye voor jou uitstuur, die sal die Hewite, Kanaaniete, die Hetite voor jou uit verdrywe. Ek sal hulle nie in 1 jaar voor jou uit verdrywe nie, dat die land nie woes word nie, en die ongediertes nie teen jou te veel word nie. Ek sal hulle so langsamerhand voor jou uit verdrywe, totdat jy vrugbaar word en die land beerwe. Ek sal jou grense vasstel van die Skelfsee tot by die see van die Filistyne, en van die woestyn af tot by die Efraat, want ek sal die inwoners van die land in julle hand gee, en jy sal hulle voor jou oë uit verdrywe. Jy mag met hulle of met hulle gode geen verbond maak nie, en hulle mag in jou land nie woon nie, dat hulle jou nie verlei om teen my te sondig nie, want jy sal hulle gode dien, ja, dit sal vir jou 'n struik wees. Ok, ons gaan aan met hoofstuk 24. Moses en die oudstes klim op die berg. Daarna het hy vir Moses gesê, klim na die Hemelse Vader toe, op jy en Aaron, Nadab en Abihu, en 70 van die oudstes van Israel, en buig julle neer van ver af, en laat Moses alleen naderkom na die Hemelse Vader toe. Maar hulle moet nie naderkom nie, en die volk mag nie saam met hom opklim nie. Toe Moses kom, en aan die volk die woorde van die Hemelse Vader en al die verordeninge vertel, antwoord die hele volk met een stem en sê, al die woorde van die Hemelse Vader gespreek het, sal ons doen. En Moses het al die woorde van die Hemelse Vader opgeskrewe, en van môre vroeg kom klaarmaak, en onder die berg 'n altaar gebou, en die 12 gedenkstene volgens die 12 stamme van Israel. En hy het die jong manne van die kinders van Israel gestuur, om die brandoffers geoffer en as drankoffers bulle vir die Hemelse Vader te slag. En Moses het die helfte van die bloed geneem en dit in komme gegooi en die helfte van die bloed teen die altaar uitgegooi. En hy het die boek van die verbond geneem
en dit voor die ore van die volk gelees. En hulle het gesê, alles wat die Hemelse Vader gespreek het, sal ons doen en daarna luister. Toe neem Moses die bloed en gooi dit op die volk en sê, dit is die bloed van die verbond, wat die Hemelse Vader met julle gesluit het, op die grond van al hierdie woorde. En daarop het Moses opgeklim met Aaron, Nadab en Abihu en die 70 van die oudstes van Israel. En hulle het die God van Israel gesien en onder sy voete net soos 'n vloerwerk van safierstene en so helder soos die hemel self. Maar hy het sy hand nie na die uitgesoektes van die kinders van Israel uitgestrek nie. En hulle het God aanskou. Daarop het hulle geëet en gedrink. Toe sê die Hemelse Vader vir Moses, klim op die berg na my toe en vertoef daar, dat ek jou die kliptafels kan gee en die wet en die gebooie wat ek geskryf het om julle te onderrig. Hierop het Moses klaargemaak en Joshua sy dienaar en Moses het op die berg van God geklim en aan die oudstes gesê, wag hier vir ons, tot ons na julle toe terugkom. Aaron en Hur is by julle, wie regsaake te kan na hulle gaan. Toe Moses op die berg opklim, het 'n wolk die berg oordek, en die heerlikheid van die Hemelse Vader het op die berg Sinaï gebly, en die wolk het dit 6 dae lank oordek. En op die 7de dag het hy na Moses geroep uit die wolk. En die verskyning van die Hemelse Vader se heerlikheid was in die oë van die kinders van Israel, soos 'n verterende vuur op die top van die berg. En Moses het binne in die wolk ingegaan en op die berg geklim. En Moses was op die berg 40 dae en 40 nagte. Hoofstuk 25, vrywillige offers om die heiligdom op te rig. Toe het die Hemelse Vader met Moses gespreek en gesê, sê aan die kinders van Israel, dat hulle aan my 'n offerhande moet bring, van elkeen wie se hart hom aandrewe, moet julle my 'n offerhande bring. En dit is die offerhande wat julle van julle kant af moet bring. Goud en silwer en koper, en pers en purperrooi, met bloedrooi stowwe, en fyn linne en bokhaar, en rooi geverfde ramsvelle, en robbevelle, en akasia hout, olie vir die kandelaare, speserye, vir die salfolie, en vir reukwerk van die speserye. Onyxstene en stene om in te lê vir die skouerkleed en die borstas. Ook moet hulle vir my 'n heiligdom maak, dat ek in hulle midde kan woon, volgens alles wat ek jou laat sien, die voorbeeld van die tabernakel en die voorbeeld van alles wat daarby behoort. So moet hulle dit maak. Die ark en die versoendeksel en die geribs, vanaf vers 10. Hulle moet dan die ark van akasia hout maak, 2,5 L moet sy lengte wees, en die ander half L en sy breedte, 1,5 L sy hoogte wees. En jy moet dit oortrek met suiwer goud van binne, en van buite moet jy dit oortrek, en jy moet daaraan goue kraans maak rondom. En giet daaroor 4 goue ringe, en sit dit aan die 4 voete vas, sodat 2 ringe aan die een kant is en 2 ringe aan die ander kant. En maak draaghoute van die akasiahout en trek dit oor met goud. En steek die draaghoute in die ringe aan weerskante van die ark, en die ark daarmee te dra. Die draaghoute moet in die ringe van die ark bly, hulle mag daar nie uit weggeneem word nie. Daarom moet jy in die ark die getuienis sit, wat ek aan jou sal gee. Maak die versoendeksel van suiwer goud, 2,5 L, moet sy lengte wees, en die ander half L sy breedte wees. Maak ook 2 geribs van goud, wat drywerk moet jy hulle maak.
aan 2 ente van die versoendeksel en maak 1 gerib aan die een end en 1 gerib aan die ander end. Uit 1 stuk saam met die versoendeksel moet jy die geribs maak aan die 2 ente. En die geribs moet met die vlerke boontoe uitgesprei hou, terwyl hulle met hulle vlerke die versoendeksel beskit. En hulle aangesigte moet na mekaar toe wees, die gesigte van die geribs moet op die versoendeksel gerig wees. En sit die versoendeksel bo op die ark, maak maar in die ark moet jy die getuienis neerlê wat ek aan jou sal gee. En daar sal ek met jou saamkom en van die versoendeksel af tussen die 2 geribs uit wat op die ark van die getuienis is, sal ek jou alles sê wat ek jou vir die kinders van Israel sal beveel. Die tafel van die toonbrode vanaf vers 23. Maak ook 'n tafel van akasiëhout, 2 el moet sy lengte en 'n el sy breedte en 'n ander helf el sy hoogte wees. En trek dit oor met suiwer goud en maak daarvoor 'n goue kraans rondom. Maak daarvoor ook 'n lys van handebreed rondom en maak 'n goue kraans vir die lys rondom. En maak daar 4 goue ringe voor en sit die ringe vas aan die 4 hoeke van die 4 pote. Naby die lys moet die ringe wees as plekke vir draaghoute om die tafel te kan dra. En maak draaghoute van die akasiëhout en trek dit oor met goud. Daarmee moet dan 'n tafel gedra word. Maak ook sy skottels en sy rookpanne en sy kanne en sy bekers waarmee gegiet moet word van suiwer goud, moet jy dit maak. En op die tafel moet jy altyd deur toonbrood voor my aangesig neersit. Die goue kandelaar vanaf vers 31. Maak ook 'n kandelaar van suiwer goud van dryfwerk, moet die kandelaar sy voetstuk en sy stam gemaak word. Sy kelkies, sy koppe en sy blomme moet daarmee saam uit 1 stuk wees. En 6 arms moet uit sy kante daarvan uitgaan. 3 arms van die kandelaar uit die een kant en 3 arms van die kandelaar uit die ander kant. 3 kelkies soos amandelblomme aan die een arm, 'n knop en 'n blom, en 3 kelkies soos 'n amandelblom aan die ander arm, 'n knop en 'n blom. So moet dit wees aan die 6 arms wat uit die kandelaar uitgaan. Maar aan die kandelaar self moet 4 kelkies soos amandelblomme wees met die koppe en die blomme. Daar moet 'n knop wees onder eerste paar arms daaruit gaan en op die knop onder die tweede paar arms wat uitgaan. En die kop onder die derde paar arms wat daaruit uitgaan vir die 6 arms van die kandelaar wat uit die kandelaar uitgaan. Hulle knoppe en hulle arms moet daarmee saam uit 1 stuk wees en alens saam 1 stuk dryfwerk van suiwer goud wees. Jy moet ook 7 lampe daarvoor maak en hulle moet sy lampe opsteek en die lig daarteen oor laat val aan die voorkant. Sy snyters en sy bakkies moet van suiwer goud gemaak word. Van 'n talent suiwer goud moet hulle dit maak en al hierdie voorwerpe. En kyk dat jy dit maak volgens die voorbeeld daarvan wat vir jou op die berg getoon is. Tot sover.